'n shorthand, 'n klein manualkie gehad het vir dit wat 'n gelowige nou eintlik moet weet. Sonder al die extra frilletjies en valletjies wat mense geneig is om by Jesus se boodskap te sit. Sommer net 'n kort, maklike klein reference, net iets vinnigs en makliks, waar jy self kan gaan kyk of iets in lyn is, as jy nou gekonfronteer word met al die ander stemme daar buitekant wat sê dat hulle weet wat sê die Bybel. En dan met baie mooi klinkende, maar met baie vreemde gedagtes eintlik vorendag kom. Nou Paulus se brief aan die Kolossense, hierdie briefie van 4 hoofstukke aan die gemeente daarso dit is vir ons die antwoord. Dit is vir ons daai ding wat jy nodig het. En dit is lekker kort, lekker kragtig en hy omvat baie van hierdie goed. Maar al is dit so kort en kragtig, gaan ons lekker in detail daardeur werk. Gaan dit lekker klein opbreek, juis omdat dit so pakkend is. Dit is dig. So daar is so baie goeders wat 'n mens lekker kan uittrek en daarmee kan werk. So kom ons spring weg, Kolossense 1 van vers 1 af. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God en van die broer Timoteus, aan almal in Kolosse wat aan God behoort, getroue broers en susters in Christus. Genade en vrede vir julle van God ons Vader. Wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus bid, dank ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie, aan julle verkondig is. Die evangelie het julle bereik en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het, soos dit werklik is. Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker en 'n getroue dienaar van Christus in julle belang. Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is. Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. Van die mooiste openinge vir 'n brief wat jy kan kry. As jy die eerste ontvanger was van daai brief, iemand sê hierdie goeders vir jou en van jou, dan dink ek is nogal spesiaal. Maar waar is ons? Waar in die wêreld is ons? Nou ek is altyd stout vir 'n wêreldkaart, veral as dit kom by Bybelse lande. Ons bly nie daar nie, dis lank terug. Ons het nodig om onsself 'n bietjie te oriënteer. Anders mis ons die helfte daarvan. Nou, Turkye, Griekeland, is daar in die middel. Alright, goed, hierdie liggie is flou. Ons is daar so in die middel. En as ons na die volgende skyfie toe gaan, kan ons ingaan, daar is ons nader, Italië is daar so, Asia Minor, wat Klein-Asië is, was Turkye, Griekeland daar in die middel, daar sit Efese, belangrik van Efese is, hy was by die see gewees, hy was 'n hawe stad, Kolosse is meer na die middag, in die binneland toe, ons kan nog ene ingaan, daar sien ons nou nog meer, Frigië is die streek waarin hulle was, ons kan nog ene ingaan, nou sal ons sien, daar is ons Efese, daar is Kolosse, en dan langs aan Kolosse, daar is Hierapolis en Laodicea, twee van die ander, amper hulle buurstede, so hulle maak so 'n klein driehoekie daar so. Nou kyk bietjie daai rooi paadjie, hulle het aanvanklik die handelsroete het gegaan, hier van hierdie kant af, het hy gekom, en dan het hy eers deur Kolosse gegaan, en toe aanbeweeg daar so na Efese toe. Maar wat toe op 'n stadium gebeur het, ons gaan nou daarna kyk, is toe hulle nou agtergekom, hulle kan kortpad vat Laodicea toe, en Hierapolis, so toe die mense nou begin om Kolosse te sny, amper asof die snelweg geskuif het, so dieselfde tipe van ding. Ons kan nog eenetjie ingaan,
Dis hoe dit lyk, fisies lyk daarso. Dit is in 'n vallei, soos teen die berge is mooi, is lyk amper soos in Woester, né? Met die hoë berge en die dorp so teenaan. En dan hierso kan mens nou sien die skape en die goeters wat daarso nou was. Nou dit is in wat vandag in Turkye Honaz is, langs die Likus rivier. En dit soos ons gesê, dit was belangrik geweest vir handel. Dikwels riviere en goeters was die roetes waartoe ons of waar volgens ons gegaan het. So dis amper soos wat sê nou maar, okay goed, ek gaan nou vir Bloemfontein uithaal, sorry. Dis amper asof dieselfde funksie wat Bloemfontein vervul tussen die noorde en die suide van die land. Daar's niks ander rede om te gaan, behalwe om daar te stop vir handel nie. Verskriklik. Okay, goed, kom ons maak dit maklik. Is amper soos Altzoe op die N4, is dit bietjie beter. Goed. Nee, ons stop net daar, want ons moet gou kos kry en is halfpad tussen hier so in die Wildtuin. Maar ook wat gebeur het is, soos ons baie van die stede in daai tyd was, die goeders was gesentreer rondom sekere industrieë. So die ouens, die skape, nee, so hulle het wol. En ook spesifiek rooi wol. Kleur was ook nogals gekonsentreer op sekere streke. Jy sou pers op 'n ander plek gekry het en so aan, maar hulle was nou nogals, die rooi wol was hulle ding. Maar jy kan nou ongelukkig nou nie vandag vir jou spesiale rooi wol uit Kolosse uit bestel op Temu, net om spesiaal en fancy te wees nie. Want soos ons nou gesê het, Laodicea en Hierapolis het baie vinniger begin groei, eerstens, so die ouens het kort pad gevat, en die tweede ding is dat eintlik baie kort na hierdie brief van Paulus, in 60 na Christus, was daar 'n aardbewing, massive aardbewing, in daai streek. En die stad is verskriklik beskadig, en hulle kon nooit heeltemal ten volle herstel, dat hulle kon aanbly het nie. Nou die bronne verskil oor wanneer is die laaste mense nou uiteindelik daar weg, maar die skade was te erg vir hulle om dit sinvol te herstel. Nou, intussen, die lig is nou bietjie swak, maar wat gebeur het is soos daai soos van daai stede, nou kom al grond op, nou bou iemand anders nog 'n bietjie, nou kom al nog grond op, so dit word tipe van 'n mensgemaakte berghoop nou. En Kolosse is nog nooit deur die argeoloog ontgin nie. Tot nou September. So oor 'n maand begin daar vir die eerste keer in die geskiedenis begin hulle om Kolosse te ontgin. Ja, hulle kan die potskerwe en die goeders bo op die grond kon hulle nou al kry, maar die eerste keer wat in die geskiedenis wat hulle gaan om daar te begin grou en te gaan doen. So ons is eintlik, jy kan dit nou gaan bietjie navolg. Dit is nou so op, hierdie gaan nou lekker wees, want nou is dit so in lyn. So, as jy nou weer by 'n braai staan, en jy het nou niks om te sê nie, dan sê, julle geweet, Kolosse was nog nooit ontgin nie. Gaan almal nou vir jou kyk, en jy weet, waar is jy nie, maar soos, is die waarheid. Ek het hom nie so gesê. Maar in hierdie tyd, terwyl die stad se aanvanklike belangrikheid is aan die kwyn, maar voor die aardbewings, het Epaphras, een van Paulus se kollegas, wat self van daar af gekom het, hy het baie groot geword, hy het tot bekering gekom, waarskynlik in Efese, en hy het die gemeente daarso gaan stig. Hy het teruggegaan na sy tuisdorp toe, en hy het gesê, ouens, hierdie boodskap moet ons hoor, en moet ons deel maak van wie ons is. En dit was nie groot kerke nie, ons praat van huiskerke, ons praat van klein groepies. Maar dis nie Epaphras wat vir hulle skryf nie. Wie skryf hierso? Nou, ek gaan nie in verskriklike diepte van Paulus se lewe en goed ingaan vandag nie, gaan lees Handelinge, hulle het baie detail daar. Maar op daardie stadium was Paulus al vir jare lank besig in die Middellandse See en omgewing. Korinthe is al oorkant in Griekeland en oralster. En hy het gemeentes gestig, hy het gelowiges opgelei en bemagtig. En al die tyd was sy droom gewees om uiteindelik in Italië, in Rome, by die keiser op te eindig. Rome was die hoofdoel gewees, eventually wil hy daar wees. Hy wil eintlik self vir keiser Nero gaan preek het. Nou, heel onbeplant, volgens hom, het dit toe so gebeur. Hy het in Jerusalem gepreek, nog terug in Israel. En die Jode daar so het nie gehou van wat hy doen nie, hom beskou as 'n moeilikheidmaker, opstoker en goeders, en hulle laat hom toe nou arresteer. Maar Paulus was 'n Romeinse burger gewees. So hy sê toe, maar dan beroep ek my op die keiser, julle kan nou niks hierso aan my doen nie, julle moet my nou in huisarrest sit, julle moet my nou tronk toe vat. En dit is kort en nie lank hoe hy in Rome beland het. Nou weer eens, gaan lees in Handelinge vir al die detail oor hierdie goed. Maar nou is hy daarso, hy is in Rome, hy is onder huisarrest, en hy skryf 'n klomp van hierdie briewe, vir die gemeentes in Efese, vir Filippi, en dan nou hierdie ene aan die ouens in Kolosse.
En hy vra dat hulle saam met hom sal bid, dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig, waarvoor ek hierso gevangenes sit. Die geheimenis van Christus is, deurgaans gaan dit sy ding word. Nou, die buitebybelse bronne, want Handelinge hou op voordat Paulus dood is. Die buitebybelse bronne vertel vir ons dat hy op die ou einde deur keiser Nero onthoof is. Nero was nie 'n goeie ou gewees nie. Maar vir Paulus maak sy omstandighede nie saak nie. Die feit dat hy onder huisarrest is, dat hy toegesluit is, dat hy nie regtig kan doen wat hy moet, of wat hy wil, op die manier wat hy wil nie, maak nie vir hom saak nie, want vir hom is Christus die sentrum van sy lewe en van sy bediening en van alles. Dit maak ook nie vir hom saak of hy nog nooit by hierdie mense in Kolosse was nie, want hy het nie die gemeente gestig nie, hy het nie by hulle gaan kuier en goed nie. Dit maak nie vir hom saak dat hulle al reeds gelowiges was nie, hy het 'n geleentheid om sy hart met hulle te deel. En dit was net nog 'n geleentheid vir hom om Jesus groot te maak. Maar wie is die gemeente en wie is Epafras? Nou as jy het nou vinnig genoem, Epafras het hy die gemeente gestig het, na Paulus se bediening in Efese, so hy het vir 'n klomp jare lank hierdie gemeentetjie in Kolosse gelei, en hy het agtergekom met hierdie dat mense nou hierso deurkom en verbykom, die ouens wat nou hier deurreis en als, elkeen kom met 'n storieetjie en kom met 'n, maar het jy die gehoor en het jy daai gehoor? En hierdie was 'n jong gemeente, dit is nuwe gelowiges, so wat gebeur as jy nou nog nie baie van iets af weet nie, en iemand anders kom vertel vir jou 'n storieetjie? Nou maak jy dit deel daarvan, né? Nou skielik sit jy met 'n klomp vreemde idees, naderhand het jy nie meer heeltemal net die een idee nie. Ons het baie daai soortgelyke ding vandag, want ons het sosiale media, ons het die wêreld wat vir ons oor 'n ding, 'n klomp goeders kon vertel. Maar dieselfde wat hier gebeur het, so klomp van hierdie deurreisers het die ouens in Kolosse kom die mekaar maak, en dieselfde in Hierapolis en Laodicea, want hulle was maar amper so geconnect aan mekaar. En Epafras het op 'n stadium besluit, ek moet Rome toe gaan, ek moet met Paulus gaan praat oor hierdie goed. Ek moet by hom kers opsteek, sodat ek kan vir hierdie ouens ook weer terugkom sê. Wat is dit wat hulle nou eintlik moet weet? Ons moet hierdie onnodige nonsens met ons uitsorteer. Maar daar was bietjie van 'n curveball geweest, want ons weet nie presies hoe nie, maar toe word Epafras ook gearresteer, en toe is hy ook gevange in Rome. So 'n ander ou, Tychicus, het op die ou einde die briefie toe nou teruggevat Kolosse toe, wat hulle dan ook vir die ander twee gemeentes moes gaan lees. Maar goed, wat is die issues? Waaroor gaan dit hier? Die kerk in Kolosse was nou natuurlik hoofsaaklik mense gewees wat nie Jode was nie. Dis aan die weste kant van Turkye, dis die ouens wat daar bly. Maar hulle het tot bekering gekom, en daar was ook Joodse sinagoges daarso gewees, maar onthou nou, hierdie is 'n handelsroete en dis ver van Jerusalem af. So hulle is nou nie heeltemal presies so suiwer in hulle leer soos die ouens in Jerusalem nie. Hulle het dinge bietjie meer laat gaan, bietjie meer laks, en nou kom hierdie deurreisigers ook in, en nou bring hulle eie idees. So dit maak dat dit 'n bietjie van 'n mengsel van verskillende godsdienstige geloofies en idees raak wat in die kerk inkom. Nou ons praat van sinkretisme, né? Ek meng dit wat ek van verskillende gelowe glo op in een bolletjie, amper soos wat jy vat met klei, verskillende kleure klei meng. Nou as jy die rooi en die groen en die geel klei meng, wat se kleure is dit op die ou einde? Dit word bruin. Klei word altyd bruin op 'n magic manier. Nou Paulus probeer om hierdie kleure so 'n bietjie uitmekaar uit te hou en dit net weer terug te kry waar dit was. Hy was twee goeters was hy hoofsaaklik bekommerd geweest. Eerstens is dat die gelowiges wat hy nog nooit ontmoet het nie, dat hulle in hulle kennis van Christus moet groei. Dis vir hom belangrik, want Jesus is die middelpunt. En dat al hierdie valse redenasies en vals storieetjies van die ander mense, dat hulle dit sal raak sien, sodat hulle nie daardeur mislei sal word nie. Dis die ander ding. Nou, hierdie gemeente, soos ons nou in die begin gelees het, hulle is daarom nie totaal nou van die pad af nie. Hulle is nie heeltemal besig om aan te jaag en goed nie, inteendeel, hy is eintlik besig om 'n klomp mooi goed vir hulle te sê. Hy bevestig dat hulle op die regte pad is, en hy prys hulle op 'n paar plekke, hulle geloof, hulle liefde vir mekaar, hulle liefde vir ander mense, en dat hulle God se genade reeds ken, en dat dit reeds vrug dra by hulle. So,
hierdie ouens is eintlik, dit gaan eintlik nie sleg nie. Maar juis omdat dit nie sleg gaan met hulle in daai opsig nie, wil hy hulle juis versterk, wil hy vir hulle beter maak en hulle net weer dinge kom in lyn trek. So wat is hierdie vals leringe wat gedreig het om hulle binne te sypel? En hoekom was dit so gevaarlik? Nou ons het ook al gehoor, nee maar, weet, dis nou die false teachings wat in die kerk inkom en dit gaan nou so erg wees. Nou ek dink dis dalk nie heeltemal wat ons dink dit gaan wees nie. Nou eerstens, Paulus noem op 'n plek of 2 die idee dat die vrees vir die geestelike magte of die engele wat aanbid moet word, of selfs net hierdie oordadige vrees vir gewone aardse regeerders, die gewone mense wat in beheer is, moet end kry. 'n Regeerder, ja, die ouens het nou 'n bietjie mag oor die aardse wêreld, die regering is in charge van goed, maar God het mag oor alles. En hierdie geestelike kragte en goeders het niks mag nie. Jy kan 'n lyn daardeur trek, want Jesus het hulle aan die kruis reeds oorwin. So die Kolossense hoef nie te dink, hulle moet nou ook nou nog daai goeders probeer paai, of die engele probeer tevrede stel, of wat ook al, dis nonsens. Hy sê dit vir hulle, klein en simpel, dis nonsens. Die tweede ding is, die idee het begin posvat by die mense, dat hulle self kan losmaak van hierdie besoedelde wêreld, deur allerlei goedertjies te doen, wat hulle nou kamsdag vinniger in die hemel sou kry, of 'n hoër geestelike status sou gee, of hulle as verhewe sou maak, of heiliger sou maak, of wat ook al. En as jy nou nog sorg dat die engele ook nou nog happy is, dan sou dit nou van jou 'n beter gelowige maak, 'n beter Christen maak. Paulus sê, nee, jy is besig om jouself met baie onnodige goed moeg te maak. Volg vir Jesus, dis al wat jy hoef te doen. Hou op om te worry of jy vark of brons mag eet. En dit sluit aan by die derde ding. Die ouens in Kolosse het nogal staat gemaak op tradisie, want dit is wat ons moes nou geleer het om te doen. Dit is wat hulle vir ons gesê het, hoe om dit te doen, vir soveel jare. Veral as dit kom by godsdienstwette en praktyke. Dis hoe die mens mos maak in die kerk. Paulus stel daai goeders direk teenoor wat Jesus gebring het. En hy sê, ja, okay, jy lyk ook al mooi slim en wys, want jy kom al wat 'n kerklike of 'n godsdienstige wet is na, maar jy mis vir Jesus, en dan mis jy die hele punt. Dieselfde met Joodse praktyke, soos om sekere goeders te eet, soos ons nou nog gesê het, of sekere Joodse feeste te vier, of weet jy, die Sabbat op die Saterdag, en is dit nou so, is dit nou nie, en als, hy soos, ja, hou op om te worry oor die goed wat lank terug vir die Jode gemaak is om in lyn te hou. Julle is nie Jode nie, julle is ouens uit, julle is Turke, julle kom uit Wes-Turkye uit, julle is gelowiges, julle is nuwe gelowiges. Al waarop jy hoef te staat te maak vir jou verlossing, is geloof in Jesus alleen. Vergeet die ander goed. En die vierde ding, was amper die onbybelse reaksie op dit wat ons lywe begeer. Vals leerders het die mense probeer oortuig, dat solank as wat jy nou net nie aan hierdie goedes raak nie, jy moet net hierdie regte kos op hierdie regte manier eet, en maak net so, en jy kom al hierdie mensgemaakte reeltjies na, en jy leef so suiwer en so rein as moontlik, dan kan jy nou al die begeertes van jou lyf hokslaan. Nou Paulus weet dat, soos die arme mense wat dit probeer het, ons sê partykeer, jy white knuckle dit, nee? Jy klem jou vuisie so, dat jou kneukels so wit wys. Jy doen nou jou heel best, soos ek gaan nie chocolates eet, ek gaan nie chocolates eet, ek gaan nie chocolates eet nie, ek gaan nie chocolates eet nie. En dan as jy weer sien, dan het jy 3 slabs, sommer net daar so veroorber, nee? Dit werk nooit. Maar dit gaan oor, jy probeer die regte ding te doen, in plaas van om te sê, maar dit gaan oor my identiteit. Ek is iemand wat net 1 chocolate in 'n week eet, nie ek nie. Julle verstaan wat ek bedoel, om te sê, ek is nie die tipe mens wat 3 slabs op 1 slag eet nie, is 'n ander ding, want dan word dit 'n identiteitsding. Ja, daar is 'n klomp goeders wat nie goed is nie, om te doen nie, Paulus sê dit ook, ag ja, maar hy sê, jy hou nie daarmee op om dit te doen, om 'n sekere mate van skynheiligheid te bereik nie. Jy doen dit nie, jy hou op om dit te doen, omdat jy reeds
'n ander soort mens in Jesus is, omdat hy jou van binnekant af nuut maak, omdat hy jou identiteit verander. Daar's 'n reuse verskil tussen die twee. Jy leef beter gewoon omdat dit is wie Jesus jou gemaak het om te wees. Nou klink dit dalk vir jou soos dinge wat jy al mee te doen gekry het, wat jy al probeer het self, of dalk self al geglo het, of probeer regkry het. Ek dink ons almal was al daar gewees. So wat is die boodskap? Wat is die kern van die boodskap van hierdie brief? Sommige net in die breë oor die algemeen. Nou ons gaan in hierdie ongelooflike brief sien hoe Paulus al hierdie goed tot op die been toe sny deur gewoon een ding te doen. In alles fokus hy net weer terug op Jesus. Elke keer keer hy terug na die sentraliteit van Jesus Christus toe, of dit nou gaan oor geloof, of maniere om hulle godsdiens uit te leef, of hoe hulle met mekaar omgaan, of hoe hulle self as gelowiges groei. Alles gaan oor Christus. Christus is die hoof van die hele skepping en van die kerk in Hebreë. Hy is die boodskap, hy is die doelwit van enige gelowige se groei. Hy is die teenmiddel vir elke leerstelling of boodskap of teaching wat jou kan kom die mekaar maak. En hy is nie net die hoofboodskap van die brief nie, hy is die hart van Paulus se hele bediening. Ja, ons in Kolosse het die binnebaan gesoek. Hulle die silver bullet, die quick fix, die vinnige sleutel tot die lewe, hulle het dit gesoek. En Paulus gee dit baie vroeg vir hulle. Hy sê, Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Dis vir jou ook. Lees dit stadig en sit jou eie naam daarin. Daai ons het nie nodig om soos asketiese monnike te leef, om niks te raak en goed nie, om die engele te probeer gelukkig hou, of hulle van al die goeie goed in die lewe wat God vir ons gee, om te geniet, heeltemal te ontneem nie. Want Christus is reeds in hulle en ook in ons. Christus alleen heers oor alles en is ten volle voldoende. Alle kennis, alle volheid, gesag en redding in Jesus as opgestane Here, wat deur sy gees in ons, sy gelowige volgers en kinders woon, dis reeds daar. En 20 eeue later is dit nog net so nodig vir ons om dit te hoor, as wat dit vir daai mense in die stad met die amazing bolle rooi wol was, om te hoor. Maar wat het dit met ons vandag te doen? Daar's 'n paar goeters wat ek net vir ons wil uitlig. Eerste een, wees welkom in God se familie. Ons is ook deel van hierdie groter familie van gelowiges. Net soos wat die gemeente in Kolosse gelink was aan Laodicea en Hierapolis en Efese, is ons ook gelink aan die ander kerke in ons omgewing, in Hebreë in ons land, waar ons familie daar kerk gaan. Ons is deel van mekaar en nie so by Rietfontein Noord leef ons met oop arms. Ons kies om saam nader aan Jesus te groei en meer soos hy te wees. Die tweede ding daarso, die dankbaarheid vir geloof, hoop en liefde. Want soos wat Paulus vir die gemeente in Kolosse geskryf het, wil ek ook vanoggend vir julle kom sê. Ek is dankbaar vir jou wat vanoggend hierso sit. Vir jou moeite, maar ook vir jou gehoorsaamheid aan die Gees se stem binne in jou. Ek is dankbaar vir jou vreugdes en vir jou blydskap, maar ook, en dit gaan dalk vreemd klink, vir dit wat jou omstel, dit wat jou omvergooi, vir jou hele reis, jou hele menswees, want dit het jou gebring, presies tot waar jy vanoggend hierso is. Fisies en geestelik. Kyk 'n bietjie terug, hoe het jy tot hier gekom? Hoe het geloof en hoop en liefde jou tot hierso gedra? Die derde ding daarso, die evangelie dra oral sy vrug. Jesus se goeie nuus het jou reeds bereik. Reg? Al voel dit dalk nie altyd vir ons so nie. Partykeer, daar's 'n ou wat ek ken wat sê hy moet elke oggend homself herinner hy's 'n Christen voordat hy in die kar klim. Maar almal van ons is op verskillende geestelike plekke in ons lewens. Iewerster het die Heilige Gees met jou gepraat, in jou begin werk, deur jou gewerk. Iewers het jy die boodskap gehoor en het dit jou aangetrek en het dit vir jou betekenis begin bring.
Die Here dalk al self vir iemand anders van Jesus vertel, dalk wil jy nog graag. En hierdie brief bruis onder die oppervlak daarvan. As Jesus jou middelpunt word, en al hierdie ander onnodige nonsens word weggesnoei, is die vrug wat gedra kan word onbeperk. Vierde ding daarso is dat 'n gebed vir wysheid en waardige lewe ook vir ons van toepassing is. Hierdie gebed wat Paulus vir daai mense bid, is ook my gebed vir julle vandag, maar ook vir hierdie 40 dae en vorentoe daarna. Dat God deur al die wysheid en mag wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot sy eer sal lewe deur net te doen wat hy vra. Dat julle vrugte deur goeie werke mag dra, en dat julle kennis van God al hoe meer sal word. En dat God deur sy krag julle alle sterkte sal gee, om in alle omstandighede geduldig te kan wees en te kan vasstaan en te kan volhard, want julle is uit duisternis na die koninkryk toe weggeruk. Nou, 'n bietjie Grieks hier. Ek is mal oor die woord wat daarso met weggeruk vertaal word. 83 het dit baie mooi reg gekry daar. Party ander vertalings gebruik sê soos jy is oorgeplaas, of you are transferred en so. Dit klink soos as jy iets uit een bak in 'n ander bak ingeskep het, nê. Nee. Of soos jy van een kantoor na 'n ander een toe skuif by die werk. Dis bietjie van 'n half 'n passiewe, nie passief nie, maar so 'n vervelerige proses. Dis nie wat dit bedoel word nie. Die woordjie daar roomai sê dit is soos as ek jou uit 'n seestroom uitpluk. Of as jy nou maar jy loop te naby aan die randjie van 'n berg of 'n ding en ek gryp jou daar weg, of 'n kind wat voor 'n kar aan hardloop en ek pluk hom daar weg. Ek ruk jou daar weg, want anderster gaan dit vir jou vernietiging bring. Dis nie net jy gaan seer kry, daar's vernietiging, jy gaan heeltemal gedestrooi word. Dis daai aggressiewe wegruk sodat jy kan lewe. Dis wat hier so in die gang is. Jesus het ons gegryp, ons weggeruk, vrygemaak van die houvas, wat 'n donker en selfgefokuste lewe en amper die gevaar daarvan, wat dit op ons kon hê, sodat ons deel kan wees van sy koninkryk, van sy familie, van sy mense. En dit het hy met elkeen van ons kom doen. Dalk is dit nuwe gedagtes, dalk is hierdie vir jou ou nuus. Dalk voel jy dit is eintlik nog nie vir jou waar nie. Dit was net vir die rooiwol mense, en jy is nie hierby ingesluit nie. Ek wil vanoggend vir jou kom sê jy is. Jy is. Mag jy in hierdie volgende 40 dae dit uitvind, en mag dit regtig vir jou werklikheid word.